Hallo julle, ek hoop julle het nou al die vorige lesse gekyk. Daar is 11 lesse oor Vila se kind en lees weer die drama voordat jy hierdie les probeer die antwoordjies hier probeer kry. Nou hierdie les gaan oor toets jou kennis en kom ons kyk net na moontlike vrae en om net te kyk hoe goed jy die inhoud ken. Ek gaan nie al die antwoorde vir julle gee nie. Ek wil hê jy moet 'n pen en papier uithaal en jy moet van die vrae neerskryf en dan moet jy dit opsoek in jou boek en dan kan jy dit op daai selfde papier kan jy die antwoorde skryf en net om vir jouself te kan toets wat ken jy en wat ken jy nie. Kan julle onthou wat is die plaas se naam waar Benjamin groot geword het? Kan julle dit onthou? Natuurlik is dit Wolwe Kraal. Goed. Wat is Selling en Vila se van? Van is natuurlik 'n surname en ons sê dit is die Komoties. Komotie, nee. Watter dame het haar oor Nina ontferm? Which lady look after Nina? Kan julle onthou daar in Nysna? Nina het haar gaan oppas en sy het skoongemaak in haar huis en sy het ook vir Nina goeie maniere geleer. Dit was Miss Weatherbury, nee. En wat is die boswagter se naam? Wat kom uitvind het of Lukas nog gelukkig is by die Van Rooyens. Dink so daaraan as jy 'n boom afkap, nee, maar sy van spel jy met 2 P's, kap. Watter dogter van Vila moes die brief aan Benjamin skryf terwyl Vila in Selling dikteer? Dis hier teen die einde van die drama. Kan julle onthou? Ek gaan kyk 'n bietjie weer. Kom ons kyk na die volgende vraag. Ek het net vir julle so 'n paar antwoordjies gegee. Die ander kan julle self gaan opsoek. Noem die kinders van Elias en Barta. Soos ek gesê het, hulle sal die name moet jy definitief ken. Die geboortedatums of die ouderdomme is ook belangrik, maar nie so belangrik nie, maar die kinders se name moet jy ken. Watter seun van Vila het in die tronk beland? Kan julle onthou? Dit was Tolly. Skryf dit neer of maak 'n aantekening. Waarom? Why did he end up in jail? Hy het 'n drankprobleem, nee. Maar mens gaan nie net tronk toe vir 'n drankprobleem, nee. Hy het iemand gesteek met 'n mes. So hy was in 'n geveg betrokke. Hoe maak die Komoties 'n bestaan? Ons het gesien dis die volstruise, dit is die alwyne, nee, hulle gebruik die alwynsap, daar's groente gewees waarmee hulle boer. Nou hierdie was een van die vorige vrae. Ek wil hê julle moet teruggaan en dit dan hier inskryf. Kom ons kyk dan na wie het die volgende woorde gesê. Dit is ook 'n baie lekker toets jou kennis oefeningkie. Die bosvrou lieg as sy sê ek is haar kind. Wie is die bosvrou? Daar word verwys na Barta. Wie het hierdie woorde gesê? Dit was natuurlik Benjamin. Maar as jy in eksamen skryf Lukas, is dit ook reg, want onthou terwyl hy in die bos was, het hy bekend gestaan as Lukas. En wie het gesê, jy gaan op 'n Janboude kry van net so sit en sit. Dit was reg aan die begin, toe Benjamin aangekom het by die Van Rooyens het Nina. Onthou sy is 'n regte tomboy en sy spelerig, en sy wil gehad het hy moet saam met haar gaan speel in die bos, so die antwoord hier is Nina. Ons sal hom van Tolly moet skryf, maar wie het dit gesê? Hier aan die einde, toe hulle die brief skryf. Wie het die brief geskryf? En sy het ook gesê, ons moet vir hom van Tolly vertel. Hierdie hom was vir Benjamin. En wie het gesê, Christina praat ordentlik. Wie het vir Nina Christina genoem? Kan julle onthou, dit was ook Miss Weatherbury. Ja. So skryf die vragies neer. Onthou, hier moet jy sê, wie het die volgende woorde gesê? Whose direct words is this? Ek dink nie julle sal dit in 'n eksamen vra nie, maar is net baie goed dat jy jou eie kennis so toets. 2 wit mans het my kind agter die lange kloof kom vat. Wie het dit gesê? 2 wit mans. Natuurlik my kind. Dit was natuurlik Vila, ja, Vila.
Al manier waarop 'n man 'n behoorlike ekstra in die bos kan bekom is om 'n geweer te koop en om olifante te skiet vir die tande. Wie wou 'n geweer koop? Kan julle onthou? Baie maklik. En dan die laaste 2 hier, die magistraat kan enige dag 'n boswagter stuur om te kom kyk hoe dit met hom gaan en dan is hy vol merke. Wie was bang geweest dat Lukas vol merke sal wees en dat Kap of die magistraat hom so sou sien? En wie het gesê, moenie jou probeer slim hou nie, vrou. Jy het 'n wit kind op jou werf en tussen jou ander kinders in die huis en jy weet net so goed dat dit nie die regte ding is nie. Wie was so hardvogtig geweest? Die laaste een was Lange. En ons sê, dis ook Lange wat Benjamin gesê het, sy hele lewe omver gegooi het, nee. Want hy het daar in die hof, het hy vir Bertha gesê, sy moet hom uitkies. En dan is daar nog 'n bietjie vrae om te beantwoord. Kom ons kyk na die vorige een. Die tema van hierdie drama is universeel. Bespreek hierdie stelling. Jy kan ook sê, ma's, wie se kinders wegraak, sal aanhou soek vir hulle kinders, nee. Dit kan op enige van toepassing wees, want jy is lief vir jou kind, jy het jou kind grootgemaak, en jy sal veg tot in die hoogste hof om jou kind terug te kry. Dis hoekom dit universeel is. Hierdie het jare terug wel plaasgevind daar in Nysna en 'n Lange Kloof, en ons sien Phila het alles in haar vermoë probeer om Benjamin terug te kry. Wie is die antagonie? Maar ekskuus tog, hier kan jy dan nou sê, elke ma sal veg vir haar kind, sy sal soek vir haar kind, of die liefde tussen 'n ma en 'n kind bly vir altyd staan, nee. En daarom is dit universeel. Eintlik alle temaatjies wat hier behandel word, is universeel. Dit beteken, dit is van toepassing op enige een. Die antagonis, sê vir jou, die een waarvan ons nie hou nie, is natuurlik Elias. En die een waarvan ons hou, die protagonis met die goeie waarde, is natuurlik Benjamin. Of jy kan ook hier gesê het, Lukas. Omdat Benjamin 'n wit kind was, het die sensusman gedink Benjamin sou beter afwees by die Van Rooyens. He would be better off if we go to the Van Rooyens in the forest. Hoekom is dit ironies? Dit het slegter met hom daar gegaan. Hy was ongelukkig, nee. Dit gaan nie oor velkleur nie, dit gaan oor waardes en norms. En die Van Rooyens was lui en Elias het geskree op die kinders en hy het hulle net gebruik om hout te kap en om kos in te bring. Kies die korrekte antwoord. Bertha was van die begin af besorg oor of ongeduldig. Sy was besorg oor Lukas. Sy is 'n vrou, sy is 'n ma en sy het geweet sy het 'n fout gemaak, sy het 'n leuen vertel and she was very caring. Maar nou weet ons nie of dit opreg was of dit sinseer was nie. Sy was dalk meer bekommerd oor wat die magistraat sou sê, nee. Bertha het onder eed, under oath, sy het gelieg, het should belieg, she told a lie, en dit word, now the word that I will give you now is meineed. Sy het meineed gepleeg, M-E-I-N-E-E-D. As Lange vir Phila vra of sy kan lees en skryf, dink hy alle breinmense kan nie lees of skryf nie. He thought all colored people can't write or read. And this is an example of what? Ironie? Nee. Karakterisering? Nee. Sarkasme? Nee. Stereotypering. Labeling? Nee. He label all brown people and think you can't read or write. And, of course, Phila could. Nee, so sy het haar seun ook geleer om somme te doen, kan julle dit onthou. Goed, dit is net 'n paar ekstra vragies. Gaan lees weer die drama. Skryf die vragies neer, kyk weer hierna en kyk of jy die antwoorde kan kry, want dit is baie maklik. Totsiens.